Hartlik welkom aan een en elkeen van die mag ook mag ingeskakel wees. Baie welkom by vanoggend se erediens, mag ons saam wees ook so rondom die woord van die Here, vir ons ook in oomblikke wees van seën, en mag ook versterk hier opstaan, uitloop, en die wêreld weer tegemoet kan stap. Ek wil by die geleentheid ook vanoggend, of vandag, die woord bietjie kom deel, Psalm 46 uit. My preektema by hierdie geleentheid is, die Here is vir ons 'n toevlug. Hy is ons sterkte en hy is ons hulp. Kom ons word net eers stil voor die Here. Hemelse Vader, ons wil ook vanoggend ons opslaan na die berge en vra, waar sal vir ons hulp vandaan kom? En baie dankie dat U laat U ook klinkklaar antwoord en sê, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in al ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefdes, daarom wil die Here ook vir jou kom goed en vir jou kom verseker van sy liefde, van sy genade en van sy barmhartigheid. Wees daarom goed van hom, die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te antwoord deur saam te sing uit Liedboek 450. Die woorde gaan ook op die skerm verskyn. Jy kan heerlik saam sing of net luister na die aangrypende woorde van Liedboek 450 tot eer van die Here. By die geleentheid wil ek dan uit die woord van die Here saam lees uit Psalm 46. Psalm 46 gaan ons saam lees van vers 1 tot en met vers 12. Met die woord van die Here is voor ons open, kom ons word net eers stil voor die Here. Hemelse Vader, maak ons harte, Here, ook ontvanklik vandag vir U woord. Geet ons, Here, ook nou mense sal wees, Here, met 'n hart, Here, wat wil luister na U woord. Kom breek ons harte oop en kom seën vir ons, Here, so saam met teenwoordigheid. Amen. Psalm 46 is 'n baie bekende psalm, maar tog 'n psalm wat ook aangrypende boodskap het vir die tyd waarin ons vandag lewe. Die opskrif van hierdie psalm is, God is vir ons 'n toevlug. Nou, ek wonder wat sou gebeur het as ons hierdie woorde, soos in die ou dae op hierdie koerantadvertensies van die pale vasgesit het, so pad na die kerk toe, waar jy ook al mag wees in hierdie tyd. God is vir ons 'n toevlug. Wat sou mense daarvan gesê het? In hierdie tyd waar binne ons lewe, in hierdie wêreld, al sy chaos en deurmekaarheid, is God nog vir ons 'n toevlug.
Dis 'n belydenis wat hierdie psalm ook nou verder gaan beskryf en onderskryf. Kom ons lees dit saam. Vir die koorleier van die Koragiete op die wysie van die jong vroue, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Eindelik kan ons ook vir mekaar kom, hy is vir ons, net beskerm kan ook vertaal word, maar hy is vir ons 'n krag. Hy was nog altyd bereid om te help, en die aangrypende woorde wat ook hier vertaal meer kan word, is om te sê dat God word gevind as 'n hulp in tye van nood. God word gevind in tye as 'n hulp in tye van nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. En dan hierdie woorde oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar in die stad, en die stad sal nie wankel nie. God sal hom help voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. En dan verander die stemtoon van die psalm deur vir ons eintlik uit te nooi om te sê, kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou, pyle en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogwaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Ek wil net weer vers 2 vir u lees, hierdie belydenis, midde in hierdie geraas van wat hierdie psalm vir ons beskryf, kom hierdie aangrypende woorde as 'n belydenis, om te sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy's ook 'n krag vir jou en my, en hy was nog altyd bereid om te help. Ons sê, hy kan ook vertaal word, hy word gevind as 'n hulp in tye van nood. Ek wonder my geliefdes, of u self kan vereenselwig met hierdie inhoud van hierdie psalm. Want ons leef in 'n wêreld wat voortdurend skud. Dinge wat eers vir ons seker gevoel het of seker was, raak broos. Die ekonomie wankel in hierdie wêreld, verhoudings verbrokkel, ons sien dit elke dag rondom ons. Gesondheid val en die toekoms voel vir baie mense vandag onseker en donker. Partymal voel dit asof die grond onder ons voete bewe, en nie net rondom ons nie, maar ook binne ons. En Psalm 46 is geskryf juis vir oomblikke soos hierdie, vir jou en my wat leef in hierdie wêreld. Nie vir 'n rustige Sondagmiddag nie, maar vir oomblikke wanneer die wêreld letterlik en figuurlik uitmekaar val, wanneer ek en jy nie meer weet en antwoorde het op die werklikheid waarmee ons gekonfronteer word nie. Hierdie psalm ontken nie die chaos nie, hy benoem dit eerlik. Luister 'n bietjie na die woorde wat ons gelees het, berge wat wankel, water wat bruis, nasies wat raas, en tog, juist daar, begin die psalm met 'n belydenis. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, hulp in benoudheid, baie bedroef. Psalm 46 wil vir jou en my kom leer hoe om die storm te vermy nie, maar hoe om te staan wanneer die storm woed. En dis belangrik, weet jy, die Here wil vir jou en my die versekering kom gee dat ons uit hierdie storm sal neem en ons sal beskerm as een kan sit en niks met ons sal gebeur nie. Maar hy wil juist vir ons kom leer wanneer daai storms daar is, wanneer die werklikheid van die lewe ook deel geword van jou lewe, dan sal hy ook vir jou kom verseker, ek is by jou, ek is jou God, wat jou nooit alleen sal laat nie. Daarom lees ons vers 2 tot 4 hier aangrypende woord, dat God is vir ons 'n toevlug, wanneer die wêreld skud, wanneer dit vir jou en my voel of alles in mekaar val, lees ons en kan ons mekaar kom sê uit hierdie psalm uit, dat God is vir ons 'n toevlug wanneer die wêreld skud. Die psalm begin nie met 'n geloofsuitspraak nie, maar met 'n waarneming. Nie alles gaan goed nie, maar
God is vir ons 'n toevlug en sterkte. Hy is eerlik en opreg oor die werklikheid van hierdie lewe as dit beskryf. En daarom sê hy vir ons, juis in hierdie wêreld, juis in hierdie werklikheid, as die waters bruis en die berge val en die mense weet nie meer antwoorde op hierdie probleme nie, dan kom God en hy sê vir ons, hy is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. 'n Toevlug is nie 'n plek waar niks verkeerd sal gaan in hierdie lewe nie. Dit is 'n plek waar jy veilig voel en veilig is wanneer dinge juis verkeerd gaan, het ek en jy die reg om te weet in hierdie dat God vir ons 'n toevlug is. Al gaan dit alles verkeerd in hierdie wêreld, het ek en jy die reg om te weet ons kan staan bly in die teenwoordigheid van die Here. Ek onthou nog altyd as jong kind het ons 'n spelletjie gespeel wat jy ook seker baie goed ken. Die Engels daarvan is touches nie. Jy het so gehard op mekaar aangeraak en dan is hy of sy moet weer die ander aanraak, dan is hy nou, maar as jy in daai hele spelletjie was daar den gewees. As jy daar gaan staan, dan kan wat gebeur? Niemand kan jou aanraak, jy kan nie getouch word nie, jy kan nie aangeraak word om weer ander mense te gaan jaag nie. Jy word beskerm deur die reëls van die spel om daar jou plek van veiligheid te vind. En ek hoop jy het opgelet hoe radikaal hierdie beelde is wat hier beskryf word om die werklikheid van die lewe te beskryf. Berge val in die see, waters bruis en skuim. Dit is apokaliptiese taal. Totale chaos word ons hier beskryf. En tog sê die Psalm, God red ons nie altyd van die onrus nie, maar hy bly by ons in tye van onrus. Wanneer nasies raas en koninkryke wankel, sê die Psalm, hy verhef sy stem, die aarde smelt. Hy laat ook juis vir ons verstaan, dat met enkele woord, hy die wêreld kan verander en vir ons bring weer by dit wat ek en jy smag in hierdie tyd. En dan lees ons die veranderlike in hierdie stemdom van hierdie Psalm vers 9 tot 11, wat vir ons juis 'n stuk uitnodiging is, nê? Om vir ons te kom sê, dat God het die laaste woord oor die geskiedenis. Die geskiedenis is iets wat gebeur, en hierdie dinge gebeur met die wêreld, en God weet nie wat gebeur nie. Hy het die laaste sê oor die geskiedenis en oor die tyd, wat juis ook ons ervaar as chaos in hierdie lewe. Die laaste sê daaroor. Die Psalm beweeg weg van hierdie beskrywing na 'n uitnodiging vir jou en my, om kom aanskou die werke van die Here, en nooi ons eintlik in om te kom sê, kom kyk, wat het die Here vir jou en my gedoen. Dis ook 'n konsep wat ons lees in Job, waar Job tot hoofstuk 37 word Job blootgestel aan sy vriende wat hom versaak het en alles wat hy verloor het, en hy kon opstaan teenoor almal, selfs teenoor die Here. En van hoofstuk 38 kom die Here en nooi hom uit en sê, Job, kom dat ek nou 'n bietjie met jou kom praat. En dan sê, hy vra net vir hom 157 vrae, vanaf Job 38 tot Job 40, aan die einde van Job 41. Was jy daar tot dit gemaak het, Job? Was jy daar tot dit gedoen het? En is dieselfde hier wat gebeur in hierdie Psalm, nee. Die Here neem ons so eintlik op 'n toer, en sê, kyk wat is hier in die wêreld. Kom ek lees weer vir jou vers 9 tot 11, waar hy kom sê, kom kyk wat die Here gedoen het, wat ontsettende dinge het hy op die aarde tot stand gebring. Die oorlog oor die hele aarde sal hy laat ophou, pyle en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogwaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Ken jy die Here so? Dis hierdie waar die Here ons eintlik inneem in 'n privaat oomblik, waar hy met ons sy hart kom oopmaak en sê, weet jy, kyk net wat ek vir jou gedoen het. En as jy dit raak sien en dit kan ervaar en beleef, dan kan jy maar rustig word en weet dat ek die Here jou God is, dat ek 'n beheer is ook van hierdie wêreld. Hy het nie net die laaste woord oor die wêreld nie, in die geskiedenis nie, hy verbreek ook die oorlog, hy breek ook wapens, hy beëindig ook geweld in hierdie tyd wat binne ons lewe. Waarom doen hy dit alles?
om vir ons juist te kom leer, dat ons nie hoef te vrees in hierdie tyd waarin ons leef nie. Nie omdat ons sterk is nie, omdat ons die oplossing het nie, nee, maar omdat God self ons veilig hou in die skuilplek wat vir ons werkstellig het. Ware geloof, sê Psalm 46, beteken nie dat jy nie bang is nie, maar jy weet waarheen om te vlug met jou vrees. En dis die belangrike wat Here vir ons wil kom leer. Dis nie vir ons wil kom leer dat ons nie hoef bang te wees in die wêreld nie. Die realiteite maak vir ons bang. Dit maak ons bekommerd en ons het ook rede om onseker te wees in die wêreld, maar ons weet ook volgens Psalm 46 waarheen om te vlug, waarheen om te gaan met ons probleme. Met ons donkerste tye van ons lewens kan ons ook gaan bekend maak aan die Here en weet ons lewe is ook daar by hom veilig. En daarom kom sê vers 5 tot 8 ook vir ons, dat God is vir ons teenwoordig midden in die onrus van hierdie tyd waarbinne ons lewe. Hy is nie meer wat homself onttrek het uit hierdie wêreld uit nie, en ons loslaat en oorgelaat aan die noodlot van die wêreld. Nee, hy is daar midden in die werklikheid van die lewe by ons. Hy hou ons hand vas en stap ook uit tyd saam met ons. In skerp kontras met die bruisende see kry ons 'n nuwe beeld hier in Psalm 46, 'n rivier waarvan die strome die stad van God bly maak. Hoor, sien jy die prentjie wat verander, van hierdie onrustige berge wat wankel, water wat woes in die wêreld alles oorspoel, en die riviere wat bruis, en tog word hier geskets nou, kry ons nuwe beeld, strome wat die stad van God bly maak. Hier is rus midden in die geraasste vind. Hier is stabiliteit midden in die wankeling van die tyd. Die kernvers is, God is in die stad, hy sal nie wankel nie. Let mooi op wat hier staan. Die stad is veilig nie omdat die mure sterk is nie, maar omdat God teenwoordig is. Dit is die belangrikste geloofswaarheid. God red ons nie altyd van die onrus nie, maar hy bly by ons in die onrus. Wanneer nasies raas en koninkryke wankel, sê die Psalm, hy verhef sy stem en dan sal die aarde smelt. Wat mens nie kan stilmaak nie, kan God met een woord tot rus bring. Miskien moet ek dit weer vir ons kom sê, wat mens nie kan stilmaak nie, wat ek nie meer oor beheer het nie, wanneer dit vir jou voel of alles na buite beheer geraak het, kan God alles tot rus bring met een woord en weer in beheer kom in 'n enkele oomblik van hierdie lewe. God het die laaste woord oor die geskiedenis vers 9 tot 11 kom leer het vir ons in die Psalm. Die Psalm bring vir ons na uitnodiging, kom ons skou die werke van die Here. God is nie net 'n toevlug vir ons as individue nie. Hy is die Here ook van die geskiedenis. Hy is in beheer. Hy was nog altyd in beheer van die geskiedenis en hy is nog vandag in beheer van ons lewens en hy is ook in beheer van ons toekoms. Hy verbreek oordeel, hy breek die wapens, hy beëindig geweld, word hy vir ons sê. En dan kom een van die bekendste, maar diepste oproepe in die Bybel. Wees stil en weet dat ek God is. Dis nie 'n sagte voorstel nie, my geliefde, dis 'n goddelike bevel en dit moet ons hoor. Word stil beteken, hou op om beheer te probeer neem. Hou op om alles self te probeer regmaak. Hou op om God te wil wees in die lewe. Stil word is 'n daad van geloof. Here, U is God en nie ek. Dit moet ons belydenis ook wees in hierdie tyd wat binne ons lewe. En mag en jy ook in hierdie tyd wat binne ons lewe, as alles rondom ons begin val en uit ons hande uitgeruk word, ook die geloofsmoed hê om te weet dat God is nog steeds in beheer. Hy sal ons nooit alleen laat nie. Hy is ons 'n toevlug en hy is ook vir ons 'n sterke. En mag jy ook om so beleef en weet, met hierdie God het ek en jy die reg om te weet, al gebeur wat met ons, God sal ons nooit, maar nooit uit sy hand laat val nie. Amen. Kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons ook 'n toevlug en 'n sterkte is.
Dankie dat U vir ons in hulp en benoudheid is, en dat U vandag vir ons, Here, ook vrede wil bring, ten spyte daarvan dat alles dalk skud in ons lewens. Ons vrees, ons onsekerheid, ons vrae, ons verliese, ons erken dat ons dikwels probeer om alles self te probeer beheer en reg te maak. Maar vandag kies ons, Here, om stil te word voor U en te bely, U is God en nie ons nie. Dankie dat U naby is, selfs wanneer die wêreld raas. Dankie dat U nie wegvlug van ons nood nie, maar by ons bly en dra deur elke storm. Here, leer ons om U te vertrou en nie ons vertroue te plaas in ons eie vermoë nie, of in dit wat wankel in hierdie lewe nie. Maar, Here, leer vir ons om te sien en te beleef dat U vir ewig altyd vas staan. Maak ons harte rustig, ons geloof standvastig in hierdie tyd, en ons hoop lewendig gevestig in U en niemand anders nie. Here, laat ons ook leer om ons lewens af te lê, ons gesinne en ons toekoms te plaas in die hande, in die naam van Jesus Christus, ons Here van ons vrede, bid ons dit alles. Amen. Dan ook met binne agter die seën van die Here en gaan leef in hierdie tyd in ons lewe met die weet dat hy vir ons 'n toevlug en sterkte is. Mag die Here wat ons toevlug is en ons sterkte is, voor ons uitgaan en ons beskerm. Mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, oor ons harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus ons Here. Mag ons stil word en weet dat hy ons God is, vandag in hierdie week en ook in elke storm wat kom in hierdie lewe. Gaan in vrede en gaan leef in die krag en teenwoordigheid van die Here wat in beheer is van die geskiedenis gister, vandag en môre. Amen.